Goeiemôre gemeente, familie en vriende. Dis my groot voorreg om vanoggend met julle die evangelie te deel en veral omdat ons 'n kinderdiens het. Ek het van ons katkesante gevra om my te help met hierdie kinderdiens en ek wil julle graag voorstel aan Sam Smith Môre gemeente. en John Neof. Môre gemeente. So kom ons sluit die oë in gebed. Here, dankie dat ons U voorreg het, dat ons U naam kan aanroep. Dankie dat ons U kan aanroep as ons Vader ook. Ons kan U kinders wees deur Jesus Christus. En dankie vir die woord, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat ons uit U woord uit kan leer hoe goed U vir ons is, maar dat ons ook kan weet, Here, dat ons U kinders moet wees. Lei ons deur die Gees in hierdie oggend. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vir John vra, ons lees 'n paar versies uit Psalm 92, vers 13 tot 15. John, asseblief. Die regverdige sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. Die kind van die Here word hier vergelyk met 'n palmboom. Sam, wat weet jy van palmbome? Ek weet jy kry verskillende soorte. Daar is 2600 verskillende soorte palmbome reg oor die wêreld. Die blare sit op die kroon van die boom en dit lyk soos die palm van jou hand. Ja, wat weet jy van palmbome, John? Ek weet palmbome het meestal net reguit stamme. Hulle groei op verskillende plekke in die land. Binneland, maar veral by die see is baie palmbome. En hulle kan ook in die woestyn groei. Hulle kan tot 60 meter hoog groei. Ja, palmbome is baie aanpasbaar en nou sê ons teks dat die kind van die Here sal sterk staan soos 'n palmboom. Kom ons dink bietjie vandag oor hierdie vergelyking dat ek en jy as kinders van die Here, dat ons soos palmbome kan wees. John, hoe lyk 'n palmboom se wortels? Palmbome het honderde wortels en hoe dieper hulle gaan, hoe meer word die wortels. Dis hoekom hulle so sterk staan in storms, wind en orkane. In Efesiërs 3 vers 17 bid Paulus dat die gelowiges gewortel en gegrondves sal wees in God se liefde. Dis hoekom ons gelowiges soos 'n palmboom in die grond vas moet staan in wat ons glo. En jy moet geanker wees in die Here, soos 'n palmboom geanker is in die grond. Ja, John, dit beteken soos die storms van die lewe kom, moet ons soos daai palmboom wees. Hy buig in die wind, maar hy breek nie sommer nie. Hy staan vas in die Here. So moet ons sterk staan en vas staan in die Here. Sam, wat is belangrik vir 'n palmboom om te kan groei? Water. Water is die belangrikste bron wat die boom met sy wortels uit die grond uit verkry. Wat het gelowiges nodig om sterk geestelik en sterk te staan? Sterk geloof en die woord van die Here om te groei, soos die water vir 'n palmboom. Dis reg. Nou wil ek eers ons kinders 'n storie vertel van Kleinsus en 'n oase. Kleinsus en ma het op 'n donkie gery. Hulle was 'n groot geselsgroep, familie van 'n groot stam wat deur die woestyn gereis het. Party het geloop, party het op diere gery. Kleinsus en ma op hierdie donkie gery, maar dit was warm, regtig warm, vuurwarm in die woestyn. En die duine het sulke strepe gemaak in die woestyn. En hulle water het min geraak. Sy kyk so oor die duin en sy sien, het sy al verbeel of is dit regtig? Sy sien, dit lyk soos palmboom se blare. Sy het so na ma geskit en sy kyk daar. En haar ma sien toe waar regtig, dit lyk soos 'n palmboom en hulle trek toe in die rigting van die palmboom. En toe hulle daar kom, is hulle so bly want dit is toe 'n oase. 'n Oase, kinders, is 'n plek waar jy baie keer bome kan kry, partykeer bietjie vruggies van struike, maar partykeer is daar maar net 'n palmboom. En daar was nie eens water nie, maar die seuns en van die man het gou-gou daar begin grawe by die boom en daar kry hulle water. Och, hulle was tog te bly. Want nou kon hulle die water uitskep. Hulle het die water met lappe uitgeskep sodat die water kan suiwer, die modder in die grond bly agter in die lap. Hulle kon hulle watersakke volmaak, hulle kon bietjie lekker kos maak, gaar maak met die water, hulle van hulle goedjies gewas. Hulle was versterk met hierdie water. Hulle was vol moed en die volgende dag het hulle verder getrek. Wat 'n wonderlike voorreg
dat hierdie boom vir hulle gewys het waar die water is. John, hoe kan ons as kinders van die Here meer wees soos 'n palmboom? Die palmboom het vir kleinses gewys waar die water is. So ons kan mos as mense vir ander leer waar God is. Inderdaad, soos wat hierdie palmboom 'n aanduiding was van waar water was, so kan ons as kinders van die Here vir die wêreld wys waar is God se liefde, waar is God se genade. Deur Jesus praat met die vrou by die put in Johannes 4 en dan sê hy vir haar, die water wat hy gee, as jy van die water drink wat hy gee, sal jy in alle ewigheid nooit dors word nie, want hy praat van die ewige lewe, die water van die ewige lewe wat hy vir ons aanbied. Daarom, soos wat hierdie palmboom is en 'n oase waar hulle deur die woestyn gereis het, en hierdie oase hulle verfris het, vir hulle krag gegee het, vir hulle moed gegee het, so moet die gemeente ook, die Here gebruik sy gemeente en sy kinders in hierdie wêreld om soos 'n palmboom te staan en ook te wys waar is die Here se liefde, waar is die Here se genade. Mag ek en jy as kind van die Here soos 'n palmboom sterk wees en vir die wêreld wys waar God se liefde is. Kom ons sluit die oorgebed. Baie dankie Here dat U ons so liefhet. Baie dankie dat U ook vir ons so laat sterk staan in U, sodat ons soos palmbome kan wees as die storms van die lewe kom en daar kom moeilike tye, maar dat ons in U kan vas staan en dat U vir ons krag gee. So bid ek vir ons gemeente, dat ons ook soos die lewende water sal kan uitgee in die wêreld, soos 'n oase kan wees vir die wêreld, 'n stikkende wêreld, 'n wêreld wat U liefde nodig het, 'n wêreld wat ook U verlossing nodig het van sonde. Daarom bid ons Here, dat U vir ons ook sal dra, en elkeen en elke gesin en elke gemeentelid ryklik sal seën. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here seën en beskerm jou. Die Heer verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou vir altyd. Amen. 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 Gemeente, geseënde week vir u. Geseënde week vir julle gemeente en onthou om vas te staan soos 'n palmboom. Totsiens gemeente. Geseënde week verder. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Tomorrow brings. With each morning I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Oh, you are my light.
smile.